Goeiemôre, liewe kykers, baie welkom by hierdie boodskap vanoggend vanaf Rustenburg Gemeenskapskerk. Soos almal weet, is ons besig met 'n reeks uit Openbaring en ons kyk vanoggend na Openbaring hoofstuk 6. Ons lees vanaf die eerste vers. Dis 'n redelike langerige hoofstuk, maar soos ek altyd sê, mens moet die hele hoofstuk lees om te verstaan waaroor dit gaan. So ons lees Openbaring hoofstuk 6 vanaf die eerste vers. Ek het gesien toe die lam een van die 7 seels oopbreek. En ek het een van die 4 lewende wesens soos die geluid van 'n donderslag hoor sê: Kom. Ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. Sy ruiter hou 'n boog vas en 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee. Hy het opgetrek as oorwinnaar en om te oorwin. Toe hy die tweede seel oopbreek, het ek die tweede lewende wese hoor sê: Kom. 'n ander perd, 'n vuurrooie, het toe uitgegaan. Aan sy ruiter is vergun om die vrede van die aarde weg te neem, sodat mense mekaar kon doodmaak. Aan hom is ook 'n groot swaard gegee. Toe hy die derde seel oopbreek, het ek die derde lewende wese hoor sê: Kom. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd. Sy ruiter hou 'n weegskaal in sy hand. Ek het toe iets soos 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê: 'n rantsoen koring kos 'n denarius en 3 rantsoene gars kos 'n denarius. En moenie dat daar skade kom met die olyfolie en die wyn nie. Toe hy die 4de seel oopbreek, het ek die 4de lewende wese hoor sê: Kom. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd. Sy ruiter se naam is die dood en die Hades volg hom. Aan hulle is volmag gegee om 'n kwart van die aarde dood te maak, deur die swaard, hongersnood, 'n dodelike siekte en die wilde diere van die aarde. Toe hy die 5de seel oopbreek, het ek aan die voet van die altaar die siele gesien van die wat doodgemaak is vanweë die woord van God en die getuienis wat hulle gelewer het. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep: Tot wanneer, heilige en ware Here, gaan U uitstel om U oordeel te voltrek en ons bloed op die aardbewoners te wreek? Daarop is aan elkeen van hulle 'n lang wit stola, 'n wit kleed gegee, en hulle is aangesê om nog 'n kort rukkie te rus, totdat hulle medediensknegte en broers wat ook soos hulle doodgemaak gaan word, voltallig sou wees. Ek het gesien toe hy die 6de seel oopbreek, en daar het 'n groot aardbewing plaasgevind. Die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geheel en al soos bloed geword. Ook die sterre het uit die hemelruim op die aarde geval, soos wanneer 'n vyeboom sy groen na 'n vye afgooi, as dit deur 'n stormwind geruk word. Die hemel het verdwyn, soos 'n boekrol wat opgerol word, en elke berg en eiland is uit sy staanplek verskuif. Die konings van die aarde en die hoofamptenare, die sjalarge, die rykes, die invloedrykes, elke slaaf, elke vry mens, het in die grotte en onder die kraanse in die berge weggekruip. Hulle het na die berge en kraanse geroep: Val op ons, verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toon van die lam. Want die groot dag van die toon het aangebreek, en wie kan staande bly? Ons tema vanoggend is 4 ruiters, 1 evangelie. Nou hierdie hoofstuk wat ons sopas gelees het, wat gaan oor die 4 ruiters van die Apokalips, of in Engels the 4 riders of the 4 horsemen of the Apocalypse, is seker een van die mees bekendste hoofstukke in Openbaring, en dis een van die hoofstukke wat die minste verstaan word, en dan natuurlik ook die meeste misbruik word. Daar is so baie interpretasies oor die 4 ruiters van die Apokalips. Maar kom ons gaan kyk, wat sê ons Here Jesus Christus self, en wat sê die woord van God self oor hierdie 4 ruiters, en wat beteken dit vir ons? Want ons weet, soos Paulus sê, die hele skrif is goed vir lering en uitlag. So ons moet as gelowiges iets hieruit kan leer, wat vir ons prakties toevoegbaar is tot ons lewe. Maar kom ons gaan kyk na hierdie 4 ruiters so een vir een. Kom ons gaan kyk eers na die wit ruiter. Nou hierdie is 'n baie maklike konsep. Wit is natuurlik die kleur van heiligheid, dis die kleur van reinheid. En hierdie ruiter het 'n titel wat aan hom gegee word. En daai titel is
oorwinnaar. Liewe kyker, is nie maklik of moeilik om af te lei dat die wit ruiter of die ruiter op die wit perd is ons Here Jesus Christus self. Hy is die oorwinnaar. Hy is die een wat gekom het om te oorwin en wat alreeds oorwin het. Hy is die reine, die heilige. Alles wat ons hier lees van die ruiter op die wit perd, beskryf ons Here Jesus Christus. Maar wat van die boog wat aan hom gegee word? Wat beteken dit? Nou, boog is iets wat jy gebruik om ver te skiet. Dis iets wat ver kan bereik, iets wat 'n swaard nie kan bereik nie. So, ons weet dat hierdie boog verteenwoordig die verspreiding van die evangelie. Die ruiter op die wit perd het oorwin en soos hy reeds oorwin het, gaan sy evangelie op aarde, hier op aarde, oorwin. Maak nie saak wat die wêreld daar buite doen nie. Daar is al so baie in die verlede wat bekende mense, intelligente mense gesê het, oor 100 jaar, oor 200 jaar, oor 300 jaar, gaan die Christelike geloof tot niet wees. In die Romeinse tyd, en een van hulle bekende denkers, het hy gesê, ag, oor 300 jaar gaan niemand eers meer oor Christus praat nie. En toe kom Voltaire en sê, oor 100 jaar gaan daar nie meer iets soos die Christendom wees nie. Liewe kykers, die evangelie marseer voort. Hy oorwin dag na dag na dag. Maak nie saak wat die wêreld doen nie. En dit is oor 'n spesifieke rede wat ons later in hierdie boodskap na gaan kyk. Maar hierdie ruiter op die wit perd, dit verteenwoordig die een wat oorwin het. Dis baie belangrik om dit te onthou. Die stryd is klaar. Ons Here Jesus Christus het klaar oorwin. Ek onthou in 2019 in die rugby wêreldbeker finaal, toe ons so ver voor was teen die Engelse, ek weet nie of julle dit onthou nie, ons het 2-3 teen hulle 0 gedik, daar was geen manier in die laaste 5 minute van daai wedstryd, geen manier vir die Engelse om nog te wen nie. Hulle was amper 3-3 agter gewees. En toe gaan die TV-skerm, daar so na 'n man wat met die Webb Ellis trofee op sy skoot sit, en hy is daar besig om Suid-Afrika se naam op die trofee te teruggrafeer. Terwyl die wedstryd nog aan die gang is, daar is nog 5 minute oor, maar Suid-Afrika het klaar gewen. So hy het besluit, kom ek sit nou maar die naam op en ek spaar die mense tyd. Liewe kykers, dis presies hoe dit hier werk met die ruiter op die wit perd en die evangelie. Daai naam is al klaar op die trofee gegrafeer, al is die wedstryd nog steeds aan die gang. Hy het reeds oorwin. Al wat ons kan doen is om te besluit wat om in die laaste 5 minute van daai wedstryd te doen. Gaan ons net opgee? Gaan ons net terugsit en nou maar wag vir die eindvletjie om te blaas? Of gaan ons laaste 5 minute die beste rugby, metafories gesproke natuurlik, van ons lewe speel? Nou ja, die tweede stuk is die ruiter op die rooi perd. En hy word 'n swaard gegee. En daar word dan gesê, sy werk is om vrede van die aarde af weg te neem. Nou baie mense wat na hierdie stuk in Openbaring kyk, dink onmiddellik aan oorlog. Maar liewe kyker, daar is nog altyd oorlog in die wêreld. Van dag 1 af, van dag 1 van die sondeval af, van die dag wat Kain sy broer Abel vermoor het, sê ons Here Jesus Christus ook in Matteus, tot vandag toe nog is daar oorlog. So wat is hierdie vrede wat hierdie ruiter op die rooi perd dan wegneem, as daar nog heeltyd oorlog is? Kom ons gaan kyk wat sê ons Here Jesus Christus in Matteus 10 vanaf vers 34, en dan sal ons miskien 'n beter begrip kry van wat hierdie vrede is, wat weggeneem word deur die ruiter op die rooi perd. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede van die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek, sê ons Here Jesus Christus, het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder,
en 'n mens se vyande sal sy eie huismense wees. Dit, liewe kyker, is wat ons Here Jesus Christus sê oor die evangelie. Die evangelie bring nie eenheid tussen mense nie. Ja, dit bring eenheid in die kerk van Christus self, hulle wat hulle lewens aan Jesus Christus oorgegee het, hulle wat die verlosser aanvaar het, en hulle wat heilig gemaak word, tot saamgebind word, as 'n eenheid in sy naam. Ja, daar is eenheid. Maar tussen die evangelie, tussen gelowiges en die wêreld, maak nie saak wie hulle is nie, tussen gelowiges en ongelowiges, kan en gaan daar nooit vrede wees nie. Liewe kyker, die evangelie is eksklusief. Dit bring nie vrede tussen gelowiges en die wêreld nie. Dit bring verdeeldheid as gevolg van daai eksklusiwiteit. Ons is die mees eksklusiewe geloof, of ons is die enigste geloof, maar ons is die mees eksklusiefste godsdiens in die wêreld. Nie net sê ons nee, daar is net een God nie. Ons sê, daar is net een naam. Net een. Jesus Christus, deur wie jy verlos kan word. Jy kan nie deur jou werke verlos word nie. Jy kan nie deur ander goed wat jy doen verlos word nie. Net deur die verlossing van Jesus Christus, deur wat hy op die kruis vir jou gedoen het, net deur dit kan jy verlos word. En daai boodskap, liewe kyker, is 'n swaard wat 'n wig dryf, sê ons Here Jesus Christus, tussen 'n man en sy eie huisgesin. So baie lees ons verhale van moslems of hindoes wat tot bekering kom, en dan verwerp hulle gesin hulle. 'n Baie bekende verhaal is die verhaal van Nabil Qureshi, wat 'n boek geskryf het, Seeking Allah, Finding Jesus. Ek sal voorstel, as julle lesers is, dat julle gerus daai boek lees. Dit is 'n fantastiese boek om te lees. Sy familie het hom heeltemal verwerp. Hulle het hom afgeskryf, juis as gevolg van die feit dat hy Jesus Christus as sy verlosser aanvaar het. So liewe kyker, ons moenie in die dwaal leef dat ons dink dat as ons Jesus Christus in ons lewe het, dat ons vrede gaan ervaar tussen ons en die wêreld daar buite nie. Ons weet Johannes hoofstuk 1 sê, die wêreld haat die lig. Daarom gaan daar nie vrede wees nie. Die wêreld is vyande van die lig, vyande van die evangelie. Daarom kan daar nie vrede wees nie. As ek 'n gelowige is en my ouers is ongelowiges, of ek is 'n gelowige of ek is 'n ongelowige en my vrou is 'n gelowige, dan kan daar nie vrede wees in daai verhouding nie. Die enigste persoon wat vrede bring op hierdie aarde, liewe kyker, is ons Here Jesus Christus. So ons sien die ruiter op die rooi perd, die verskil wat hy hier bring. Die vrede wat weggevat word, is die vrede wat nog al die tyd, en dis eintlik maar 'n dwaase vrede, dis eintlik maar 'n blinde vrede, maar dis daai valse, dwaase, blinde vrede wat nog al die tyd in gesinne geleef het, in die oomblik toe die evangelie aarde toe kom, hierdie eksklusiewe boodskap, toe word daai vrede, net soos die res van die vrede op aarde, weggevat. Dan kyk ons na die ruiter op die swart perd en wat sy betekenis is. Nou die interessante ding van die ruiter op die swart perd is hy word nie sy weegskaal gegee nie, en daar is die enigste stuk, die enigste gedeelte in hierdie hoofstuk wat iemand praat en nog iets verder sê, bylas by hierdie ruiter op die swart perd. Nou eers moet ons na onsself gaan kyk wat sê die skrif oor die kleur swart. Hoe het die Jode van daai tyd wat eers hierdie openbaring gelees het, die kleur swart verstaan? As ons in 21ste eeu aan swart dink, dan dink ons onmiddellik boosheid, ons dink onmiddellik duisternis, ons dink dood. Maar dis nie hoe die Jode daaraan gedink het nie. In die Ou Testament is swart die kleur wat eintlik gebruik word om lyding te beskryf. En dit sien ons dan ook in Klaagliedere 5 vers 10 en ander gedeeltes in die Ou Testament ook, as Jeremia daar skryf. Ons vel gloei soos
'n oond. Hierdie woord gloei is die Hebreëse woord vir swart. En so daar staan, ons valle is swart soos 'n oond. Ons brand van die honger. Met ander woorde, swart in die Ou Testament is die kleur wat lyding en agteruitgang en hongersnood beskryf. Dit is wat hierdie ruiter op die swart perd verteenwoordig. Maar dan is dit daai bekende woorde, wat die persoon sê, 1 rantsoen koring kos 'n denarius, maar moenie die wyn en die olyfolie dan beskadig nie, sê hy daar. Al wat hier besig is om te gebeur, liewe kyker, is dat Johannes vir ons wil verduidelik, dat daar lyding en vooruitgang hand aan hand gaan. 1 rantsoen koring vir daai tyd was maar net so sakkie koring gewees. Dit was 'n dag se koring gewees met 4 denarii. Dis nou 4 van daai muntstukke, 1 denarius, 4 denarii. 4 van daai muntstukke kon jy 'n donkie koop. En nou skryf Johannes, net so ou sakkie koring gaan jou 1 denarius kos. So 4 dae se voedsel gaan jou die prys van 'n donkie kos. Ons ken dit as inflasie of in ander woorde ekonomiese agteruitgang. Maar dan sê hy dan ook, moenie die wyn en die olyfolie beskadig nie, want daar gaan mense wees wat ryk is en wat net nog ryker word. Eintlik, al wat Johannes hierso sê, is dat armoede en lyding en agteruitgang, rykdom, vooruitgang en sukses gaan hand aan hand wees. Daar gaan mense wees wat nie eens kos op die tafel kan bekostig nie, en daar gaan mense wees wat eilande vir hulle self koop. Dit sien ons al klaar, liewe leser. Ons moet onthou, hierdie goed wat hier van geskryf word in Openbaring, is nie goed wat daar ver in die toekoms gaan gebeur nie. Dis goed wat alreeds hier op aarde gebeur. Hier is die enigste les wat die ruiter op die swart perd ons leer, is dat dit gaan so wees. Daar gaan geen utopia wees, of geen ekonomiese model, of geen politieke model, wat skielik, net soos dit, 'n oplossing bied vir ekonomiese agteruitgang nie. Net Jesus Christus, as met sy terugkoms, gaan 'n oplossing bied. Net hy gaan mense uit lyding, uit armoede en agteruitgang, uit hongersnood kan red. So liewe kyker, as iemand daar op TV klim, en hulle sê vir jou, ek is die antwoord, ek het al die antwoorde, ek kan vir jou die oplossings gee, as jy vir my stem, of as jy my in beheer sit, dan gaan ek alles regmaak, ek gaan die ekonomie regmaak, ek gaan die politieke sisteem regmaak. Liewe leser, moet hulle nie glo nie. Die skrif sê vir ons, net die Here Jesus Christus is die oplossing. Dit sê vir ons, net die Here Jesus Christus gaan hierdie goed oplos. Net sy koms gaan 'n einde bring aan armoede en agteruitgang en hongersnood. Niks anders nie. Geen ander persoon het die oplossings vir daai probleme nie. En dan heel laaste, die ruiter op die valperd. Nou, hier is geen meesterie nie, want hy is die enigste een wat 'n naam gegee word. Sy naam is Thanatos. Dis die Griekse woord vir die verpersoonliking van die dood. Hierdie is letterlik Thanatos, die dood. En die doderyk volg hom. So Johannes wil hê ons moet onder geen twyfel wees wie die ruiter op die 4de valperd is nie. Dit is die dood self. Nou dit klink baie skrikwekkend, dit klink baie scary, liewe kyker, maar wat word daar hier van Thanatos gesê? Daar word gesê dat hy mag gegee word, net soos die wit ruiter 'n boog gegee word, die ruiter op die rooi perd word 'n swaard gegee, hier word hy mag gegee om 'n kwart van die aardbewoners om die lewe te bring. Dit klink miskien skrikwekkend, liewe leser, maar ek wil hê ons moet ons aandag vestig op daai grens wat vir Thanatos gestel word. Thanatos, die dood, is nie mag gegee oor die hele
bevolking van die aarde nie. Hy is nie mag gegee eens oor die helfte van die bevolking van die aarde nie. Hy is net mag gegee oor 'n kwart van die bevolking van die aarde. Met hulle kan hy doen wat hy wil. Hulle gaan dood, sê Johannes hierso, deur wilde diere, deur siekte, deur oorlog en allerhande ander goed. Maar die Here het perke gestel vir Thanatos. Hy het vir hom gesê, tot hiertoe en nie verder nie sal jy gaan. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel om mooi te illustreer hoe hierdie perke lyk. En dan gaan ons afsluit. In die 13de eeu het 'n groot weermag uit die ooste gekom. In die Engels ken ons hulle as die Mongols. In die 13de eeu het die Mongols die groter deel van Asië en China oorwin, verwoes en almal daar doodgemaak. Hulle het toe Rusland ingeval, na Rusland, Poland, na Poland, Hongarye, en hulle was voor die mure van Wene self, met geen weermag om hulle te keer nie. En toe, in 1342, of was dit 1242, jammer, ek het daai datum verkeerd, in 1242, toe weer die generaal van die Mongol weermag voor die hekke van Wene staan, en hy is bereid om almal in daai stad om die lewe te bring, soos hy met elke liewe stad gemaak het, wat teen hom in opstand gekom het, kom daar 'n boodskap uit Midde-Asië uit, dat die koning van hierdie weermag, Ögedei Khan, is oorlede. Die kroonprins, Güyük Khan, is in hierdie generaal se weermag. Met ander woorde, voor die hekke van Wene, met nie een soldaat om hierdie weermag te keer nie, moet hierdie generaal omdraai en teruggaan na Mongolië toe. En hy kan nie verder gaan met sy oorname nie. Liewe leser, dit is 'n wonderwerk. Want daai oomblik is die Christendom, die evangelie, beskerm. Daai oomblik is dit die Here God wat vir hierdie generaal, nie net vir die generaal nie, maar vir die dood self gesê het, tot hiertoe kom jy en nie verder nie. Ons Here Jesus Christus self het gesê, ek het die sleutels van die dood en die doodryk in my hand. As ek dit toesluit, kan niemand dit oopsluit nie. Liewe leser, kom ons sluit af. Hierdie hele hoofstuk gaan oor die evangelie. Die evangelie oorwin. Die evangelie bring ongelukkig skeiding tussen gelowiges en ongelowiges. Dit dryf 'n wig tussen die wêreld en die evangelie. Dis net die koms van ons Here Jesus Christus wat die probleme van die wêreld gaan oplos. En dit is ons Here Jesus Christus wat perke stel aan die dood. Wat sê dit alles vir ons? Ons is nie die hoofkarakter in hierdie verhaal nie. Liewe kyker, ons Here Jesus Christus is die hoofkarakter. Hy is waardig, soos ons in hoofstuk 5 gelees het. Hy is die een waaroor hierdie verhaal nog heeltyd gaan. Hy maak die reëls, hy stel die perke. Al wat ons hoef te doen, liewe leser, is moet daai laaste 5 minute van daai rugbywedstryd met ons hele hart speel. So kom ons gaan uit. Kom ons doen dit. Kom ons gee ons alles in daai laaste 5 minute. En dan kan ons eendag voor ons Here Jesus Christus staan en dan kan hy vir ons sê, welgedaan, goeie en getroue diensknegt. Tot volgende keer.